Goeienaand, broeders en susters. Voorreg om weer hier in u midde te kan wees. Kom ons raak stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, en wat trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing saam Psalm 92, daarvan vers 2 en vers 6, en daarna bid ons saam. Ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, hoe heerlik om u te loof en te prys. Om aan u ons dank te bring. Om saam met gelowiges in u teenwoordigheid te verkeer. Dus dankie Vader vir al u genade. U genade van elk. Die genade van elke dag in ons lewe, u wat vir ons sorg, u wat ons dra, oor al u genade in Jesus Christus ons Here, dat ons u kinders mag wees, dat ons met u versoen mag wees, en dat ons met hoop en verwagting vorentoe kan leef. Ons dankie vir hierdie dag, rustig wat ons begroet, wat ons in die besonder met u woord en met die gemeenskap van gelowiges en met u nabyheid verkoop kan word. Dankie Here dat u hierdie gemeente nog onderhou en dat u ook hier u bruidskerk geplant het. Wil u wees met die gereformeerde kerk Magalieskryn. Here, laat hulle elkeen, elke lidmaat groei in u genade, dat daar ook vrug mag wees, met blye blare pragt en vrugte wat dra. Vader, ons bid vir hulle wat beproef word. Ons bid vir hulle wat alleen is. Ons bid vir elkeen, Here, elkeen wat u so nodig het. Ons bid dat u met ons wil wees in die land, maar dat ook op hierdie tyd dinge is wat gebeur, wat ook die regering in ons land in gevaar stel. Gee dit daar ook harte sal wees, wat aan mekaar uitreik, en wat die beste vir ons land soek, wat die wegneem alle eie belang, en maak elkeen diensbaar in u koninkryk. Seën ons nou waar ons u woord sal bring, en u woord sal hoor. Laat dit ons verkoop, laat dit ons versterk,
Laat ons dit indrink, soos die natuur, die water, wat daarop val. Laat die woord nie lig tot U terugkeer en ledig tot U terugkeer nie, maar soos die reën wees, wat vrugbaar is om te doen, waartoe dit bestem is. Vergeef ons sonde, Here, skenk ons U genade as ons op U wag. Spreek nou tot ons U heerlike, wonderlike woord. Amen. Ekskuus broeders en susters, so net. Ons gaan vanaand kyk na Psalm 90. Ons gaan die hele Psalm lees. Ek gaan dit uit die 53 vertaling lees. Bekende woorde vir ons, waarin ook die uitdrukkings, soos ons het ook al behandel, mooi na vore kom. Psalm 90, 'n gebed van Moses. Belangrik, dis 'n gebed hierdie. Gebed van Moses, die man van God. Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore was en U die aarde en die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God. U laat die mens terugkeer tot stof en sê, keer terug, o mensekinders. Want 1000 jaar is in die oë soos die dag van gister as dit verbyskiet en soos 'n nagwaak. Weggespoel het U hulle. Hulle word te slaap. In die môre is hulle soos die gras wat weer uitspruit. In die môre bloei dit en spruit weer uit. In die aand sny 'n mens dit af en dit verdor. Want ons vergaan deur U toorn en deur U grimmigheid word ons verskrik. U stel ons ongeregtighede voor U. Ons verborge sondes in die lig van U aangesig. Want al ons dae gaan verby deur U grimmigheid. Ons bring ons jare deur soos 'n gedagte. Die dae van ons jare, daarin is 70 jaar, of as ons baie sterk is 80 jaar. En die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet. Want gou gaan dit verby en ons vlieg daarheen. Wie ken die sterkte van U toorn en U grimmigheid ooreenkomstig die vrees wat aan U verskuldig is? Leer ons om ons dae so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Keer terug, Here, tot hoe lank? En ontferm U oor die knegte. Versadig ons in die môre met U goedertierenheid, sodat ons maak ons bly na die dae waarin U ons verdruk het, na die jare waarin ons onheil gesien het. Laat U werk vir U knegte sigbaar word en U heerlikheid oor hulle kinders. En laat die lieflikheid van die Here ons God oor ons wees en bevestig die werk van ons hande oor ons. Ja, die werk van ons hande bevestig dit. Ons kyk na die Psalm in sy geheel met die fokus op vers 12. Leer ons om ons dae so te tel dat ons 'n wyse hart mag bekom. Kom ons sing nou 2 verse uit hierdie Psalm, broeders en susters. Ons sing van Psalm 90 vers 1 en vers 2. Dit is net nou so 'n daai. Nou eers Psalm 90 vers 1 en 2.
leer ons om ons dae so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Broeder en suster, om iets te tel, het tog 'n besondere betekenis. Dink maar aan die uitdrukking, tel jou seëninge. Dan beteken dit tog, moenie vaag en oorhaastig daaroor kyk nie. Gaan sit, bekyk mooi, waar kom dit vandaan? En heroriënteer jou lewe in die lig daarvan. Of, tel jou woorde. Dit beteken weeg elke woord, oorweeg elke woord. Dink aan die betekenis, die implikasie daarvan. Laat dit nie ligtelik uit jou mond uit vloei nie. En nou ons teks, om ons dae te tel. Gaan sit. Kry perspektief op jou lewensdae. Moenie laat dit ligtelik by jou verbygaan nie. Tel dit. Kyk hoeveel is daar en gebruik dit reg. Ag, jy weet, as ons jonk is, wie tel dan sy dae? Dis mos 'n leeftyd lank. Dis bekommernisse vir die ou mense. Ag, selfs al word jy net 60, dan voel jy dis nog ver en onwerklik as jy nog jonk is en op spoed. As jy jonk is die hoofsaak op jou agenda versekerlik nie om jou dae te tel nie. Totdat jou karretjie dalk op 'n dag met 'n skok tot stilstand geruk word. Benoud of kort asem in die hospitaalbed en jy tel jou dae. Is dit vandag? Is dit oor 'n week? Of deur die enkel genade van die Here nog 'n klompie jare? As ons oud is, ja, dan tel ons dae dikwels benoud, ontnigter en baie keer depressief, omdat dit so min is, die kortstondigheid daarvan. Vroeër of later, tel jy jou dae, maak geen fout nie. Maar nou bid ons in Psalm 90, leer ons om ons dae te tel. Nee, leer ons om ons dae so te tel. Daar is tel en tel. Dat is die verkeerde tel van die jong mens, ag, daar's nog so baie. Daar is die verkeerde tel van die ou mens, wanhoopig, alles gaan verby, soos die prediker sê. Wat is dan die regte tel van jou lewensdae? Sodat ek 'n wyse hart mag bekom. Dit is waaroor hier die enigste psalm van Moses wat ons in die Bybel het, waaroor dit handel. Dit is eintlik asof Psalm 90, as jy mooi lees, in 2 dele bestaan. En hierdie bede, ons teks, is die skarnier tussen die 2 dele. En dit bring dit bymekaar. Psalm 90 kan ons sê, aanvanklik betreur dit. Is dit 'n weeklag oor die kortstondigheid van die mens, oor die min van ons dae, oor die resultaat van as ons dae tel. Ag, dan hoef ons nie verder as Psalm 90 te soek nie. Ons dae is so min, so kortstondig. Vers 5, die mensekinders, in die môre is hulle soos die gras wat weer uitspruit, in die aand sny mens dit af, en dit verdor. Vers 9, ons bring ons jare deur, soos 'n gedagte. Vers 10, die dae van ons jare, 70, of as ons baie sterk is, 80, gou gaan dit verby, en ons jaag daarheen. Dis die taal van die skrif, broeder en suster. Kyk maar verder, kyk na die psalms. Psalm 91, die mens se leeftyd vlug en kort. Psalm 89, gedenk o Heer, hoe swak ek is, hoe kort van duur, hoe nietig my bestaan. Die dood wink ieder uur. Psalm 103, die mens soos gras is al sy lewensdae, 'n blom wat ons aanskou met welbehae, maar wat kortstondig is en baie teer.
Sodra die rukwind oor die veld gekom het, dan knak die steel wat lustig daar geblom het. Dis weg. Sy staanplek ken homselfs nie meer. Elders in die skrif, die lewe is 'n damp, 'n skadu, 'n droom wat verbygaan, 'n blom wat verwelk, 'n tent wat opgerol word, 'n handbrete, 'n draad wat afgeknip word, 'n kruik wat stikkend in die put val. Dis die eerste antwoord. As ons daar tel, dis min. Dis bitter min. Kyk maar self na jou lewenspad. Jy, jonk van dae, as jy met jou gesin net mooi klaar nes geskrob het, is jy al in jou middeljare. En nog so 10, 15 jare in 'n vreer van jou lewe en die tekens van aftakeling begin wys. Hoe gou in ons lewe gaan ons nie ook op in die suksesse van ons kinders en kleinkinders nie. Want dit gaan nog aan. Is dit nie bewys daarvan dat ons besef ons eie jare gaan verby nie? Is dit nie iets blywend waarna ons probeer gryp? As ons vasgryp, ook in die geslagte wat kom, as ons nie meer daar is nie. Want ons weet dit gaan verby. Broeder en suster, ons dae is min. Die lewe is kort. Dis meer as 'n kliseë. Dis werklikheid, harde werklikheid. En die Bybel leer dit vir ons. Maar nou, Psalm 90 betreur nie net, of besing nie net die kortheid van ons dae nie. Let op mooi, dit stel die kortheid van ons dae in die lig van die ewigheid van God. U was, o Heer, vanaf die vroegste jare vir ons 'n vlug en skuilplek in gevare. Voordat die rotsgebergtes was gebore, was u reeds daar. Van ewigheid af is u God. 1000 jaar is in die oë soos 'n dag. Die dag van gister as dit verbyskiet, soos 'n nagwaak. God is ewig. Hy is bo die tyd verhewe. Ons sing dit as ons bely, enkele wese. U is vir ewig God en Heer, altyd dieselfde, oneindig groot. Dit, broeder en suster, is die twee maniere, die perspektief waarop ons daar moet tel, regtel, sodat ons 'n wyse hart mag bekom. Ons kortstondigheid, ja, maar daarteenoor God se ewigheid. God se dae wat nie getel kan word nie. 1000 is soos 'n dag en 'n dag soos 1000. My broeder en suster, is ons Psalm meer as om net ons kortstondigheid teenoor God se ewigheid te stel. Wat ons het ons Psalm leer, gaan die res van die skrif ook. Die kortstondigheid van die mens is nie maar 'n skepingsmatigheid, 'n wetmatigheid nie. Van die begin af sou dit nie so gewees het nie. Dis die resultaat van God se oordeel, sy oordeel oor die sonde van die mens. Luister na ons Psalm, ons vergaan deur u toorn, deur u grimmigheid word ons verskrik. U sien ons ongeregtighede voor u, wie ken die sterkte van u toorn en u grimmigheid? Mens, as jy jou dae tel, en jy word gestuit deur die kortstondigheid daarvan, jy sien hoe min dit is, teenoor God se ewigheid. Weet dan, dis nie van die begin af so nie. Weet dat God die ewigheid in die mens se hart gelê het. Weet dat die dood wat so abrupte einde kan maak aan ons lewe. Wat die doopsformulier sê, ons lewe is 'n gestadigde dood. Dit het ingetree die dag, o mens, toe jy daarvan geëet het en sekerlik sal sterwe. Hou nou ook dit in gedagte, broer en suster. Hierdie is 'n Psalm, 'n gebed van Moses. Hoor ons nie in hierdie Psalm die versigtinge daar in die woestyn, toe 'n hele geslag van Israel moes uitsterf voor die beloofde land kon ingaan nie. En dit vanweë hulle wederstrewigheid
in hulle ongeloof, voordat die poorte van Kanaan vir 'n volgende geslag oopgegaan het. Dan kan ons verstaan, hierdie Psalm is by Moses inderdaad 'n klag oor die kortstondigheid van die lewe, vanweë die oordeel en die grimmigheid van God. Moses kyk om hom heen en hy sien die oordeel van God wat spoel oor 'n volk wat sy beloftes geringskat. Ons sien hoe dat Moses, ook genoem die middelaar van die ou verbond, hoe hy hier in gebed eintlik intree vir sy volk by die Here en die nood van die kortstondigheid aan die Here voorlê. En dan sien ons, nie net teenoor ons kortstondigheid God se ewigheid nie, maar ook teenoor ons sondigheid God se heiligheid. As ons daar tel, hoe kort, hoe min dit is teenoor sy ewigheid, hoe sondig teenoor sy heiligheid. Weet jy, as ons dit besef dat dit ons onheiligheid en God se heiligheid is, dan het ons al ver gevorder op die pad om ons lewens daar te tel. Dat ons besef, hierdie lewe skiet verby, terwyl God ewig is. Dat ons besef, dis ons sonde, dis God se heilige toorn oor ons sonde, wat van hierdie lewe so 'n kortstondige aardse jammerdal gemaak het. Wie dit nie besef nie, moet hulle sitter gaan oor sy lewensdae geen wyse hart bekom nie. Wie die nietigheid van ons bestaan maar sien as iets doodnormale, ingeskape werklikheid, iets natuurlik, as die resultaat van hoe God ons gemaak het, sal daaroor nie rus kry nie perspektief kry nie. Wie God se ewigheid raak sien, sal iets daarvan kry dat dit nie so moes wees nie. Wie God se ewigheid nie raak sien nie, sal oor ons kortstondigheid nie perspektief kry nie. Wie ons eie sonde nie raak sien nie, sal die hart van ons kortstondige bestaan nooit kan raakvat nie. En dit, broeder en suster, dit is so belangrik. Ons sal nooit die antwoord daarop kry nie, want Psalm 90, dit gee vir ons die antwoord. Psalm 90 eindig nie by die klaaglied oor ons kortstondigheid nie. Dit is 'n gebed van Moses, van 'n man op sy knieë voor God. Die gebed van Moses. As jy jou daar so tel, dat jy 'n wyse hart bekom, dan word die res van Psalm 90 jou deel. Kyk 'n bietjie, net hierna, vers 13, keer terug, o Here. Die pleit en die versigtiging ontferm U oor die knegte. Die smagting van Psalm 14, vers 14, versadig ons in die môre met U goedertierenheid. Die amper uitdagende smeking van Psalm 15, Here, keer die gety nou 'n slag om. Vir soveel jare wat U ons laat ly en swaar kry het, seën ons nou vir soveel jaar. Die gebed om die werk van die Here in vers 16 en 17, om die heerlikheid van die Here oor ons kinders, om die lieflikheid van God te aanskou, om die sin van ons arbeid te bestendig. Weet jy, dalk is dit die groot geheim van Psalm 90. Dit het eintlik reeds in vers 13 begin, toe die digter vir die eerste keer in hierdie Psalm die Here weer op sy verbondsnaam noem. Jahwe, Here. Sou Moses dalk midde in sy klag oor die kortstondigheid en verganklikheid en nietigheid van die mens, sou hy dalk deur die Gees van God teruggebring word na daardie dag by die doringbos, toe hy wou vra, wat is U naam? En die Here het hom gesê het, Here, ek is Jahwe. Toe die Here homself met hierdie naam aan hom bekend gemaak het, toe die Here verlossing en redding verkondig het, ontferming oor sy volk. Die verbondsliefde van die Here.
Die verbondstrou van die Here kom deur in hierdie Psalm, hoe later, hoe meer. En sy heerlikheid, verbondsheerlikheid oor ons kinders. Leer ons om ons dae so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Na alles, na die skokbesef van die kortheid van my lewensdae en die nietigheid daarvan, is dit 'n gebed, Here, maak my oë oop vir u liefde, vir u verbond met ons, vir u genade, vir u verbondstrou. Laat die nietigheid van my bestaan tog nie in 'n troostelose swartgalligheid wegsink nie. En die prediker sê alles te vergeefs, alles om niet nie. Maar laat dit my tog roep en vasgryp na u genade. Want dieselfde God, deur wie se toorn ons so kortstondig vergaan, is nie net die ewige God nie, maar die God wat krag in sy verbond vir ons die lewe skenk wat nooit ophou nie. Want hy is die God wat sy seun na hierdie wêreld gestuur het. Om Jesus Christus ons Here wat ewig was en is. Hy het hierdie kortstondige nietige bestaan van ons het hy ingegaan. Die bestaan waarin ons onderwerp was, het hy ingetree, ons eie nietigheid aangetrek. En nie op 70 of 80 nie, maar op 33 is hy gedaag, afgetel, is hy asem uitgeblaas. Het hy vir ons die ewige dood gesterf. Die dood wat 'n einde maak aan alles. En toe op die derde dag opstaan, toe draai weer die ewigheid in ons lewe in. Toe maak hy van die dood nie meer die droewe einde nie. Nie meer die skoppersboer wat laaste lag nie, maar die deurgang tot die ewige lewe. En so is Psalm 90 ten diepste 'n psalm oor Jesus Christus ons Here. Telkens as jy lees, of as 'n gedagte opkom van God se goedertierenheid, van jou herder, van die een wat jou uitgang en jou ingang bewaar, van sy liefde en ontferming, dan sien jy voor jou oë so duidelik, Jesus Christus ons Here, wat ons nietigheid aangetrek het, om ons in hom met die ewigheid te beklee. En dan besef 'n mens weer, Jesus is nie net in die psalms, wanneer daar van 'n messiaanse koning gesing word nie, of wat in ons beruiming 'n hoofletter van gepraat word nie. Hy is op elke bladsy, hy is die inhoud, hy is die versigtiging, hy is die ontknoping van elke psalm in die Bybel. Hy is die sleutel van die eenstroefgeestige Psalm 90. Hy is die een deur wie die siddering vir God se toorn nou word die gebed om sy lieflikhede wat oor ons skyn. Hy is die een deur wie die futiele klaaglied oor die nietigheid van ons bestaan 'n loflied word. 'n Gebed om die heerlikheid van God vir ons en ons kinders. Dit, broeder en suster, is die wyse hart wat ons moet bekom as ons daar reg tel. Ons nietigheid teenoor God se ewigheid, ons sondigheid teenoor sy heiligheid, maar in Christus die herstel, die heerlikheid wat ons deel word in ewigheid. En so word hierdie Psalm die oproep, tel jou dae. Moenie daaroor jaag, onnadenke daardeur gaan nie. Tel hulle, weeg hulle, sien hoe min dit is. Hoor hom wat roep, vandag as julle my stem hoor. En sien dan die ewige God wat sy seun aan jou gee, in wie jy die lewe het, die ewige lewe waarvan die dae nooit getel kan word nie. Jou lewensdae, ag jy dink baie keer maar dit gaan nooit eindig nie, want jy maak vir jou skatte bymekaar waar mot en roes verniel, asof dit vir altyd is.
tel dit, weeg dit. Maar miskien die belangrikste van hierdie psalm. Nie net 'n opdrag nie, 'n gebed. Leer ons, Here. Leer ons om ons daar so te tel, want uit onsself kan dit nie. Uit onsself kyk ons maar telkens vas teen die verganklikheid. En dit waar mot en roes verniel. Uit onsself het ons nie die aptyt vir die skat in die hemel wat nooit vergaan nie. God alleen kan dit in ons harte werk, deur sy Heilige Gees. Sy Heilige Gees wat deur sy woord in ons werk, ook vanaand met Psalm 90. En hy leer ons om ons dae te tel, maar ook sy dade met ons. Hoe in die volspoed van die lewe, broeder en suster, dan glip selfs God se genade dade by ons verby, dat ons meer eers sien in die voortgang van dit alles nie. En ons jaag in die lewe met 'n groot wind van agter. Dan sê die Here vir ons, stop, kom tot stilstand, tel jou dae. Hy bring ons op stilstand baie keer op 'n hospitaalbed of by die graf van 'n dierbare, en hy leer jou om jou daar so te tel, dat jy 'n wyse hart mag bekom, dat jy mag weet, in hom, Jesus Christus, is jou lewe nie 'n draad wat afgesny word nie, maar gee die Here die ewigheid aan jou, wat nooit verbygaan nie. Dis die oproep, broeder en suster, van Psalm 90. Ja, tel jou dae, weeg dit, gaan so met jou dae, omdat jy 'n wyse hart mag bekom. Maar weeg dit, bid saam met Moses, leer my om my dae so te tel, om so met alles in hierdie lewe om te gaan, so met elke dag wat oor my begin en eindig. Leer my om so daarmee om te gaan, dat U Vader vir my die een en alles sal wees. Dat U Seun my enigste hoop sal wees. Dat U Gees my krag en my troos, wat die ewigheid wat Christus vir ons verdien het, ons lewe indra, wat nooit eindig nie. Here, leer my om my dae so te tel. Amen. Kom ons dank. Ons Vader wat in die hemel is, ons lewe is kort en nietig, dit gaan verby soos 'n gedagte. En dit maak ons soms ook neerslagtig. Maak dit ons vra, wat is die sin van dit alles? Here, leer ons om ons dae te tel, om onsself te sien in ons kortstondigheid, in die lig van die ewigheid, maar ook in ons sonde teenoor U heiligheid. Dan, o Here, in Christus Jesus, ons sonde uitgewis te sien en die ewigheid wat U ook vir ons gee. Laat so, o Here, U heerlikheid nooit oor ons wyk nie, selfs al sou die dood kom. Laat U goedheid in die verbond nooit verbygaan nie, maar ook, soos met ons Here Jesus Christus, deur die graf heen, tot die heerlikheid, ewig in die Vaderwoninge, waar ons sal wees, soos hy gebid het, waar ons sal wees, waar hy is. Amen. Broeder en suster, is nou die diens van barmhartigheid, en daarna sing ons dan vers 7 en vers 9. Vers 9 is daar 'n mooi gebed op die eind. 7 en 9 van Psalm 90, na die diens van barmhartigheid.
Gemeente, ontvang nou die seën van ons Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee tot in ewigheid. Amen.